Hallo daar vriende, my naam is Reino Hofman en vandag wil ek vir julle wys hoe om Pudo te gebruik. Ek skip omtrent 2 tot 3 pakkies elke weeksdag en daar is soveel mense wat my al gevra het, vriende wat ek selfs voor Pudo, en hulle weet net hoe die stelsel werk nie en niemand verduidelik dit eintlik ordentlik in Afrikaans nie. Hulle gee vir jou stap by stap verduidelikings, maar hulle wys jou nie. Ek gaan jou vandag wys. Kom ons gaan na my rekenaar toe en dan wys ek julle hoe ek 'n pakkie vandag gaan uitboek. Right, hierdie is die Pudo website. Ek like dit om dit op die rekenaar te doen, want dit is baie makliker, baie smoother. Die app op die foon werk omtrent dieselfde, maar dit is bietjie finicky. Jy sukkel om knoppies te druk met jou vinger, of die adres reg te kry, moet die hele tyd scroll, en dan partykeer druk jy die verkeerde knoppie, maar op die rekenaar kan jy alles sien. As jy nou heel eers by hulle webwerf ingegaan het, dan gaan jy moet registreer vir 'n rekening. Ek is klaar geregistreer, so hierso gaan ek nou net inlog. Hierdie is jou hoofskerm. Op die hoofskerm kan jy 'n nuwe bestelling plaas, of jy kan gaan kyk hoeveel krediet het jy. As ons gaan kyk na my krediet hier so huidiglik, ek staan op R110, ek gaan nou moet krediteer vir die pakkies wat ek vandag moet uitboek, maar daar is genoeg vir my eerste pakkie wat slegs R60 gaan wees. As jy wil weet hoe om te krediteer, al wat jy doen is, joune gaan nou heel moontlik op 'n nuwe rekening hierso 0 wys, jy klik load more money, selekteer hoeveel jy wil laai, en dit is nou waar dit partykeer bietjie moeilik raak, want mense wil net 1 pakkie uitstuur, of 2 pakkies uitstuur, en dit werk nie uit op hierdie bedrag presies nie, so dan moet jy 'n custom amount intik. So jy moet eers uitwerk, hoeveel gaan die pakkies jou kos. Nou net hierso ballpark figure om vir jou gou te wys, as jy Pudo tot Pudo 'n klein pakkie stuur, gaan dit R50 wees. Pudo to Pudo, enige ander pakkie is R60. Maar Pudo to Door het verskillende pryse. Die klein pakkie is R60, die een net bietjie groter as hy is R70, die volgende een is R100, die large is R150 en die extra large is R200. So dis net die R70 ene wat eintlik nie hier is nie, wat jou so bietjie gaan belemmer, maar baie min mense gebruik daai grootte. So, ek krediteer gewoonlik met R1000 elke keer, want ek gebruik dit redelik baie. So vir nou, kom ek wys vir julle wat sal gebeur as jy byvoorbeeld R60 laai. Jy selekteer net die bedrag wat jy wil, of jy kan jou eie bedrag intik. Ek betaal gewoonlik met my kredietkaart, maar jy kan enigeen van hierdie selekteer. Ek selekteer kredietkaart, ek tik my besonderhede hierso in, ek sê betaal, ek kry gewoonlik 'n SMS van my bank af, bevestig hom, en dan sê hulle, goed so, jou betaling is deur. Jy moet dan opscroll en back klik om terug te gaan na die Pudo webwerf. Daar sê, hier is ons nou weer by die hoofskerm. Nou dat ons geld gelaai het, kan ons sê, nuwe bestelling. Ek stuur altyd my pakkies van ons Pudo locker af hier in die dorp, na my kliënte toe, tot by hulle deur, maar as jy 'n pakkie wil stuur, baie goedkoop na 'n vriend of familielid, is hierdie die goedkoopste. Hierdie is baie goedkoop. So vandag gaan ek vir julle wys hoe stuur ek my klein pakkies met hierdie opsie. Heel eerstens wil hulle nou hê, jy moet jou locker selekteer. So nou ek weet nou al waar is my locker, so ek kan maklik inzoom. Ek klik net control, en dan kan ek in en uitzoom. So my locker is daar, maar as jy hom nou moet soek, kom ons sê, byvoorbeeld, jou locker is in Reinfield, Benoni, dan kan jy sê Reinfield, in Benoni, en daar is al die pakkies. Hierdie oranje kolletjies is pakkies, jy selekteer die een wat jy wil hê. Daar is Reinfield Square, as jy nie hom soek nie. Hierdie is Reinfield Terrace, ek stuur gereeld goeder soontoe. So dan sê ons, selekteer hierdie pakkie, en dan sal hy hieronder verskyn. As jy nie daai ene wil hê nie, kan jy slegs kanselleer, die ene selekteer wat jy wil hê, en weer klik select, en dan sal hy hieronder verskyn. Right, so dit is nou die locker waar jy gaan aflaai. Dit is waar jy die pakkie gaan drop. Jy klik next. Nou, watse pakkie wil jy laai? Soos julle kan sien, hierso staan, ek het insufficient funds vir die groter pakkies, want ek is slegs R110, maar die pakkie wat ek wil stuur vandag is eintlik extra small. Ek gaan gou teruggaan en my actual locker selekteer. Reg, so ek het my locker geselekteer waar ek my pakkie gaan drop. Ek het 'n extra small pakkie, maak seker dat jou pakkie in hierdie dimensies pas. As hy nie in gaan pas nie, gaan jy hom nie locker kry nie, jy gaan daai geld verloor. So wat lekker is van locker to locker, is al die groter pakkies is R60. So ek boek gewoonlik net 'n large of 'n extra large, want hulle is huge, en jy kan baie goeders daarin kry, of nie baie goeders nie, maar baie groot goeders daarin kry.
Onthou, dit is 1 pakkie per lokker. Jy kan nie 2 pakkies in 1 lokker indruk nie, hulle gaan jou penaliseer of hulle gaan jou pakkie nie aflaai nie. Ek het vandag 'n extra small pakkie. Ek koop actually hierdie bokse by Pudo, so my bokse is daai presiese dimensies en ek kan stuur wat ek wil, maar alles van my het vandag in hierdie ene gepas. Dan sê ek next. My besonderhede is obviously ingeregistreer klaar, so ek kan net sê van my af autofill. Maar as jy nou wil optel by iemand anders en by jou deur aflaai of by jou lokker aflaai, moet jy hulle besonderhede hier invul. En hierdie kan ook geëditeer word as jy wil dit verander, al is dit jou eie besonderhede. So hulle gaan hierdie nommer SMS om te sê die pakkie is afgelaai of opgetel en hulle gaan hierdie e-posadres e-mail om te sê die pakkie is opgetel of afgelaai. Right, so as jy dit ingevul het, gaan jy nou volgende. Dit is nou waar my pakkie afgelaai gaan word by my kliënt se deur. Ek gaan dit gou invul. Okay, by die adres moet jy 'n adres selekteer wat hulle vir jou gee. So as ek byvoorbeeld, ek gebruik net 'n voorbeeld, ek hoop nie hier is een van julle mense se adres nie. Nommer 36 Beaconsfield Lawn in Vereniging. Jy moet hom hierso onder kan selekteer. Ek kan nie hierbo intik Lawn en enter nie. Daar verdwyn hy. Jy moet die adres fisies kan selekteer. Ek het nou die 36 vergeet. Beaconsfield Lawn in Vereniging. As jy hom geselekteer het, sal hy daar verskyn. Eers as hy daar verskyn, is dit die adres waarna toe hulle hom gaan stuur. Jy gaan nie next kan klik as daai adres nie daar mooi verskyn nie. Dan het ek uitgevind, hulle vra hierbo vir 'n company, maar as jy nou die company daar invul, Beacons Chocolates, dit verskyn op hulle rekenaar by hulle hoofkantoor of op hulle masjiene, soos die drywer se masjien sal ek dink. Maar hierdie selfde naam tik ek hier onderin. En as ek die dokumentasie print, as ek die Weibull print, dan verskyn hy op die Weibull. As jy hom nie hier invul ook nie, dan gaan hy nie daar verskyn nie. Maar partykeer moet ek hierdie ooplos vir ekstra besonderhede. So byvoorbeeld, as jy 'n kompleks het waar hulle gaan aflaai, jy kan nie die kompleks se naam hier intik nie, dit gaan nie werk nie. Jy moet die kompleks se straat hier intik en dan die kompleks se naam hierso. So ons sit nommer 12 Villa Maria kompleks. Ek sal dit so intik, dan sal die drywer dit mooi sien, dit verskyn ook so op my Weibull en hulle het 'n beter idee waar om af te laai. Reg. So as dit 'n besigheid is en daar's nie 'n kompleks of iets nie, dan tik ek daai as die besigheid se naam. As dit 'n kompleks is, dan tik ek die kompleks. So, kom ons gaan gou-gou weer hierso. Ek gaan gou-gou my kliënt se eintlike adres hier intik. Ek gaan dit net uitblur vir julle. Right, as ons nou die adres het, ons het die besigheid se name, dan sê ons next. Nou gaan hy wys van waar af stuur jy? Jy gaan jou pakkie hier afdrop en waarna toe stuur jy? Jy gaan jou pakkie daar afgelaai of jou pakkie gaan daar afgelaai word. As dit korrek is, dan kan jy hierso klik. Ek het gelees en ek verstaan die terme. Jy gaan my geld vat en as ek iets fout gemaak het, dan gaan my geld weg wees. Dis wat die terme sê. Okay, dan sê ons process booking. Hulle sê maak seker jy kan nie hierdie ding boek en die pakkie nie drop nie. As jy die pakkie nie drop in 36 uur nie, verloor jy jou geld. Verstaan jy dit? Yes. My goeders is reg. Ek sê continue. Hierdie kan partykeer lank vat, partykeer kort, hang af van jou internet spoed. Right, dan pop hy so op. Hierdie is die besonderhede wat op jou pakkie moet verskyn. Nou as jy 'n rekenaar het wat jy kan die Weibull print, kan jy hom print baie mooi. Ek gaan jou nou wys hoe om dit te doen. As jy nie 'n printer wil gebruik of iets nie, kan jy hierdie besonderhede net so op jou pakkie skryf. Jy moet hierdie Weibull nommer op die pakkie skryf. Dit is nou vir die drywer om te weet, hy maak nie droog nie. So nou, wat ek doen is, ek sê finished, dan gaan hy weer terug na die hoofskerm toe. So julle het nou gesien, onder op daai rooi label ding staan daar print details. As jy daar print details, hy print nie al die details nie. Ek weet nie hoekom nie, dit is die website wat bietjie gebreek is, Pudo moet nog daaraan werk, maar ek dink hulle sal hom fix. Right, ons is terug by die hoofskerm nou, en dit is waar ek myne gaan print. Ek klik history, dan selekteer ek details, dan scroll ek al die pad af, en hierso sê ek print details. As ek hom hierso selekteer print details, dan print hy alles baie mooi. Kyk net hoe mooi lyk daai label. Nou wat baie belangrik is hierdie dingetjie hierbo. As jy by 'n Pudo lokker kom, kan jy daai ding scan en hy sal die kassie vir jou oopmaak. En as hy nie mooi scan nie, hy wil nie werk nie, dan kan jy hierdie kode intik en dan sal hy die kassie oopmaak. So van hierdie skerm af druk ek net Ctrl print
ek klik print, hy print hom, ek sny hom uit, ek plak hom op my boks. Nou, as ek na die lokker toe gaan, kan ek fisies net sê, drop off by die lokker. Ek sal eintlik dit vir julle wys. Kom saam met my, ek gaan wys jou hoe drop ek hom af. Right mense, hier is ek by my local Puro lokker. En hierdie lokkers het gewoonlik 'n backup stelsel ook, so hulle bly aan 24/7, selfs as daar load shedding is, het hulle 'n battery. Ons is nice, ons bly aan. Het my so rukkie gevat om te beklei dat hulle die battery upgrade. Maar anyway, as jy in die aand hiernatoe kom, het hulle sulke sensors wat jou optel en dan hierdie liggies gaan aangaan vir so 30 sekondes of wat. Maar ek gaan vir julle gou wys hoe werk hierdie skerm. Oor die beligting is dit nou nie so maklik om te sien nie, maar ek gaan nou maar hier voor hom staan en hom bietjie blok laat julle kan sien. Hierdie skerm gaan nou adverteer die hele tyd as jy wil hê hy moet werk of aangaan, en druk jy net op die skerm en hy gaan sê wil jy jou pakkie optel of afdrop. Ek het 'n klein pakkie hierso vandag wat ek afdrop, so hy gaan in 'n klein boksie ingaan. Ek sê net drop off en nou juist daai kode wat ek julle mee oor gepraat het, ek kan daai kode hier intik of ek kan hier onder scan. So hierdie ding, sy rooi liggie gaan aan en jy sal sien ek het hierdie scan kode. Ek gaan hom net scan. Hy tel hom op en dan wys hy vir jou hierso wat se boksie het oopgegaan. So ons kyk hierso aan die linkerkant toe. My boksie het daar oopgegaan. Ek vat nou net hierdie ding, ek druk hom daarin en maak seker hy's diep genoeg want hy moet 'n sensor optel daar aan die binnekant. Dan as jy hom toemaak, is jy klaar. Hulle sê thank you for your service en dan sal hy weer teruggaan na sy hoofskerm toe. So dit is baie maklik. Ek hoop ek het iemand gehelp daar buite. Ek hoop ek maak hierdie stelsel, hierdie proses baie makliker vir baie mense daar buite. En ek dankie dat julle hierdie video gecheck het en kyk uit vir volgende ene.